die woon in Afrika is. En gelowiges word baie vervolg daarso. Hulle word in containers toegesluit en assiseer. So, ons praat voorbereiding vir elkeen van julle. Vir die mense van en vir ander gelowiges reg oor die wêreld wat vervolg word. Ons weet altyd van alles nie, maar ons kom net voorbereiding doen. Dan verjaarsdag hierdie week, donderdag, so 2 verjaar in myself ook, in Roelimburger. Dan Saterdag, dan Elsa Becker. En dan Marina ook Saterdag. Hoe dit een goeie verjaarsdag hierdie week voorlee, en een jaar oud voorlee. Week 1 is vanoggend aan diens, en dan was daar een goeie draai. Dus bijna een paar weke. Tyd loop uit, daar draai en ons vraag elkeen van julle om te help by die bazaar. Dat ons een goeie gemeente bou, lekker gees kan hê. Die bazaar kan doen, en kan saam by jou gesels. Nou ek wil net sê, die MTC is my stelsel die mekaar graag op ons plek of iets. Maar as jy nie boodskappe van die kerk afvul nie, van die verjaarsdag nie, dis ook om. En dan met blydskap, Samantha, in die week dat die, wat sy moet sê, ondervraag moet wees, wat ook al mense doen. So, dit was 'n baie goeie en so weer baie goeie gesprek gehad. Waar sy vandaan kom, ons praat dan oor 6 jaar terug, waar sy nou is baie goeie nageloof en alles. So as die Here wil, volgende Sondag, dan sy by die so nageloof aflê. So enige mededeling van julle kant af. Ja, dan gaan ons begin met lied 196, vers 1, 2, 3 en 4. Oh,
Seun. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, en deur die kragtige werk, en deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Kom ons doen 'n lof en aanbidding en sang, Psalm 146 vers 1, Reimen 1, vers 1 en 4, en dan 146, tweede melodie, vers 6. Toe God al hierdie gebooie aangekondig, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, hy is ongedeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gegee het. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of
enigiets anders wat in hom behoort nie. Ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is dankbaar dat ons vanoggend weer hier as geloofsfamilie bymekaar mag wees. Dis uit genade dat ons u woord mag aanroep, u aan mag bid, waar ons kom luister wat u vir ons wil sê. Wil u ook so deur die Heilige Gees in ons werk, dat die woord wat ons hoor sal saakskiet in ons, dat ons dit sal uitleef in die wêreld. Nie net vandag of die week nie, maar in die jare wat kom. Ons aanbid U so saam met al die medegelowiges reg oor die wêreld. En ons dink ook aan die wat onder leiding is, maar ons steeds die naam aanroep. Mag ons elkeen ook hier om standvastig te wees in die geloof in die naam te doen. Wil jy ons leid deur die dag, leid deur die preek, wil jy die woord wat ons gee openbaar, ook maak dat ons kan verstaan. En Christus ontwil, amen. Marley herinner my net, ek gaan dit nou sien wanneer ek dit vergeet. Hoe hoes het in Sunny was die David 70 jaar getroud. 70 jaar huweliksherdenking. Ek moet sê, ek dink dis die meeste wat ek nog in die gemeente beleef het. So dink aan hulle was die naweek daar by hulle familie daar op die plaas ook. As jy kan, gaan besoek hulle ook asseblief. Ek dink dis vir hom is dit goed. Mense daar by hom kom. Hulle is met 2 vasbyters. Goed julle, ons is vanoggend weer met 'n tema besig. So ons onderbreek die reeks van uit die pelgrimsliedere so 'n bietjie. So vanoggend weer 'n interessante tema, né? Na die duiwel met die duiwel of na die hel met die duiwel. Ons gaan verskeie teksgedeeltes gebruik, so nou gaan ons jy kan jou Bybel byderhand hou, ons gaan nou lees. Maar ek het jou brein nodig vanoggend. My brein is so 'n bietjie doof van die verkoue. Maar ek het jou brein nodig want jy moet saam dink, want hierdie is 'n belangrike saak as wat 'n mens dink. Glo jy aan die fisiese bestaan van die duiwel, van Satan? Of is dit iets waar jy nog nie reg gedink het? Hoekom glo jy aan die bestaan van die duiwel? Glo jy dit omdat die Bybel dit so sê? Nee, dit is die katekisale antwoord. Die Bybel sê so. Die probleem hiermee is dat dit vir baie mense, veral vir sekere teoloë en sekere sogenaamde intelligente mense nie meer goed genoeg is nie. As jy gewonder het waarom die NG Synode van Namibië weggebreek het van die algemene synode van die NG Kerk in Suid-Afrika en waarom daar tans ongemaklike gesprekke tussen die gereformeerde kerke en die NG Kerk en die hervormde kerk in Suid-Afrika is hier een van die redes. Ons sal nou daardeur gaan en jy sal agterkom waar kom hierdie ongemaklikheid vandaan. So ek gaan aanhalings uit die NG Kerk maak en daardie, gelukkig weet ons hier en dan weet ons anders se verhoudinge nie, so ek noem dit sommer dadelik net. Daardie is en lidmaat by die NG Kerk in Nieuwspark. Julle weet ons het
besondere goeie verhouding met hulle. Ook teologies stem ons met hulle saam. So ek wil dit duidelik sê. So as ek hier praat van hierdie teologiese vorminge, dan is dit op synodale vlak. Onthou, ons kerkregering werk bietjie anderster. Die NG Kerk het hulle bietjie meer 'n hiërargiese stelsel, so wat die synode sê, moet die plaaslike kerke doen, en daarom sien ons baie plaaslike NG Kerke in Suid-Afrika wat wegbreek. So baie ongemaklike situasie, daar is hofsaake ensovoorts. En dis nie ons plek ook om tereg te wys en daarin te meng nie, maar dit is ons taak om te getuig. So daarom as jy my hoor aanhalings maak, het die onderskeidingsvermoë om te sê, nie hierdie persoon nie hierdie gemeente nie. Nee, ons het dit teen 'n sekere teologiese stroming. So ek haal aan, hierdie kom van die NG Kerk se amptelike Facebook bladsy af. Dit is geplaas op Woensdag 9 Oktober 2013. Ek gaan dit dus ook op die bord vir julle. Die algemene synode aanvaar die werklikheid dat daar 'n wye diversiteit van interpretasie en toepassing van die Bybelse boodskap oor die bose en demone binne die NG Kerk is. Daar is lidmate wat aan die persoonlike aard van die duiwel en demone aanvaar, en daar is lidmate wat aan die nie-persoonlike aard van die duiwel en demone aanvaar. Albei standpunte erken die realiteit van die bose. So, in kort, daar is hierdie wye verstaan daarvan, en ons aanvaar al twee. Die een is 'n persoonlike aard, die Satan, soos wat ons glo, en 'n gedagte of 'n filosofie oor die bose. Nou met die kruiwagen skryf die volgende in reaksie hierop. Sy sê, 'n dubbelsinnig en nonsens. Wat is persoonlike aard van die duiwel? Almal wat kan lees, weet al, die duiwel, net soos die tandemuis, net mensgemaakte konsepte is. As intelligente lidmaat maak hierdie besluit as ook ander besluite die kerk ongeloofwaardig en verskriklik irrelevant. Ek noem haar naam hier, ek het met haar man Albert al verskeie gesprekke probeer hê oor Facebook, is onmoontlikheid. Ons moes per sê dat ons later nie meer met mekaar gaan praat. So ek noem dit want dit is in die pers, nee? So, dit was nou eens voorkom dat hierdie kompromie wat ook in die kerk dan is van, ons aanvaar al twee persoonlik en nie, is ook nie goed genoeg vir sogenaamde intelligente lidmate nie. Dit stel hulle nie gerus. So wat word bedoel met die persoonlike aard van die duiwel? Dit beteken sy werklike bestaan. Hy bestaan werklik soos in 'n persoonlike karakter. Dit beteken hy kan interaksie hê. Hy kan goed en sleg doen. En so meer. Soos wat ek dink baie gelowiges kan getuig. Hy sy harige poot in ons lewens indruk. Die sogenaamde nie-persoonlike aard beteken die duiwel is 'n gedagte, 'n konsep, 'n manier om die boosheid, die slegte goed in die wêreld te verduidelik. Prof. Koos van Rooi skryf soos volg, hy sê, dit is met ander woorde soos elektrisiteit. Dit het krag, maar dit is net daar as jy dit aansit. Dit kan nie goed of sleg doen. So, alhoewel hierdie siening so oud is, soos die Sadduseërs in die tyd van Jesus, hulle het ook hierdie goed geglo, en Satan is nie werklik nie, daar is nie 'n lewe na die dood nie. Sonder ek juis ons susterskerke hier uit, want dit is ons susterskerke. Ons het dieselfde belydenis. En dit is ons opdrag om ons medegelowiges in hierdie saak te waarsku. En dat ek dit weer duidelik sê, net soos wat die NG Kerke Synode Namibië, die algemene Synode Suid-Afrika gewaarsku hier. En bly waarsku. Ons is hierin een met hulle. Ons moet weet hierdie goed is daar. Dit leef ook dikwels in ons eie gedagtes, binne ons eie kerkverband. So dis geensins 'n bedoeling om hoogmoedig of weterig te wees nie. Maar dis wel om te sê, wat sê die skrif? Ons moet daarom dankbaar wees, broer en susters, vir baie gemeentes, en predikante en lidmate van plaaslike NG gemeentes, hervormde gemeentes,
noem nou maar op, by die Afrikaans is, daar's nog baie Engels ook, wat hierdie dinge teenstaan, wat hou by die gesonde leer, so met hulle die innigste verhoudinge, en dis ook ons kerk se bedoeling om dit te doen. Kom ons bly altyd vir hulle en saam met hulle bid, dat God ons enigste waarheid sal wees. Die kernvraag wat ek en jy eerstens vir onsself moet vra om hierdie ding bietjie aan te spreek is God persoonlik van aard? Het God 'n persoonlike aard en karakter? As God 'n persoonlike wese is, dan volg dit dan tog by dieselfde verstaan van die skrif, dat ons nie onseker kan wees oor die persoonlike bestaan van Satan. Ongeloof oor die werklikheid van Satan sê eintlik baie meer oor iemand se ongeloof in die werklike persoonlike aard van God, as oor die bestaan van die duiwel. So ek gaan nie vanoggend 'n klomp tekste aanhaal om die bestaan van die duiwel aan te toon nie, wil nie so baie op hom fokus nie. Ek wil eerder hê jy moet saam met my dink en die vraag probeer antwoord, as ek die bestaan van Satan se persoonlike aard ontken, wat sê dit oor my geloof in God? En meer belangrik, hoe steel dit en hoe ontken dit die eer van God? Ek neem God en sy woord as my waarheid. So as ek dus sê, Satan is 'n gedagte, wat sê dit oor die eer van God? So dit begin met die vraag, wat is die kern van hoe ek die Bybel lees? En hier is ons in die kern van ons worsteling, onder andere ook met die NG Kerk, die Hervormde Kerk in Suid-Afrika. Ek is ook op hierdie deputaat, ons moet kort vir mekaar sê, wees versigtig om nie sekere goedjies uit te hou nie. Dit gaan hier oor een opsie 1. Die skrif is die mens se poging om God te verstaan, om sin te maak van goed en sleg in die wêreld. So alles wat ek dan gaan lees en hoe ek die Bybel interpreteer is maar mense se manier van hulle situasies verduidelik. As daar 'n vloed is, dan is dit hulle manier om te verduidelik, maar God het die water laat kom en so, maar die werklikheid is daar was net te veel water. En so dis opsie 1. Dis mense se poging om God te verstaan. Opsie 2, dit is God se verhaal oor homself om mense vir homself te leer. So hy homself wil bekend maak. En ek vat dit dan, juis as daarom gesagvol vir wie hy is. As jy opsie 1 sou kies, dan sou gereformeerd wees, beteken om die Bybel heeltyd by die waarheid van die lewe aan te pas. So ons wetenskap het so ver gevorder, nou moet ons die Bybel ook daarin aanpas, nee. Wat bepaal dan hierdie waarheid? Wetenskap en mense se intelligensie. Dis my beginpunt. Opsie 2, as jy dit sou kies, beteken gereformeerd wees om my lewe voortdurend aan te pas by die waarheid van hoe God hom deur sy gees in die woord openbaar. So ek sien wat om my gebeur en ek gaan sien wat sê die Here, hoe moet ek lewe om hom te eer in hierdie werklikheid. Ek pas dus aan by die woord. Dis opsie 2. So ek hoop van harte dat jy opsie 2 kies. Indien nie, luister asseblief saam, stoei saam, dink saam, so altyd krities oor alles dink, maar van hierdie preekstoel af gaan jy opsie 2 hoor. Dis ook hoe ons as gereformeerdes die woorde interpreteer. Ons noem dit hermeneutiek, ek wil hê met daai woord in jou oor knoop. Hermeneutiek beteken, hoe bring ons die woord van die Here oor na ons werklikheid? Hoe verstaan ons dus God se woord 2000 jaar terug, 3000 jaar, 4000 jaar terug geskryf in vandag se konteks. Die waarheid van wat daar gesê word in vandag. Nie hoe interpreteer ons dit sodat ons die waarheid kan uithaal wat ons graag wil hê. Hermeneutiek. Hoe verstaan ons die woord vandag? En hier is hoekom.
Indien jy sou voel, die wetenskap en moderne intelligente mense is, dat hulle nie meer kan glo dat die duiwel bestaan nie, watter uitwerking sou dit hê op jou geloof in God? Watter uitwerking sou dit hê in die geloofwaardigheid van die verhaal waarin God hom openbaar? Dink dit saam met my, want ek en jy die opdrag om die skrif reg uit te lê. So ek wil so 'n volvlug vat. Ek gaan nie na al die gedeeltes gaan kyk nie, maar kom ons vat 'n volvlug deur die Openbaring, God se verhaal, sy storie oor homself. In die paradys is daar dus geen verleiding. Daar is geen uitspraak van vyandskap tussen Satan en die mens. God se vloek oor die slang in Genesis 3. As jy op sy een kies, dan is dit maar net eintlik die effek van mense wat bang is. En die effek wat dit wil hê op ander mense is om mense bang te maak. Wees so bang as wat jy kan vir die Satan, gaan dan eerder na die Here toe. Nee, dis nou soos om vir kinders te sê, weet, moenie by die venster uit kyk nie, daar is 'n gevaarlike kwaai boom buitekant. So, jy maak hulle so bang as wat jy kan vir die buitekant, sodat hulle binnekant bly. Dit beteken met ander woorde in Genesis 3 vir ons geen profesie oor die realiteit van die slang of Satan se hakspeenbyt en die oorheersing daarvan, die koninklike kopvermorseling. Jy onthou, hy sê in die hakspeenbyt, hy sal jou kop vermorsel. Die profesie is dat die Christus, die Messias wat sou kom, die kop sal vermorsel. Dit verloor sy betekenis van die Satan is nie reg. Wat sou dit dan beteken vir jou sekerheid dat God ten spyte van die mens se sonde steeds hierdie plan van verlossing uitvoer en dit nou al aankom? Dit verloor sy krag nie waar. Kom ons spring so 'n bietjie eintlik terug in volgorde in die Bybel vorentoe, maar in volgorde in tyd terug. Job is die oudste neergeskrewe geskrif wat ons het. Hy is voor Genesis neergeskryf, né? Genesis was in die volksmond vertel. Job is die eerste dokument wat ons het wat neergeskryf is. Wat word dan van Job? Ons haal maklik uit Job uit, né? Job se volharding en so voort. Maar Job sy geskrewe word dan maar eintlik met die traumatiese gedagtes van 'n ou oom wat baie seer gehad het in sy lewe. Probeer sin maak daarvan. Om van Satan se rol te praat, soos wat Job doen, is eintlik nou Job wat homself verontskuldig. Hy probeer die blame op iets sit. Maar eintlik is Job dan skuldig aan swak bestuur van sy kuddes. Onvoldoende sekuriteit by sy diere, swak boutoestande en veiligheidsmaatreëls by sy kinders se huise. En dis hoekom alles en almal dood is in stukke. Hy probeer homself net verontskuldig. Die gesprek in die hemel, wat ons dan daarvan hoor tussen God en Satan, is eintlik dan maar net in Job se kop. Dit sou dan maar net 'n verhaal wees om die pyn van die mensdom te kan verwerk. En dan sou ons los met byna 44 hoofstukke se filosofie. 'n Filosofiese gesprek tussen 'n klomp vriende oor hoe verstaan jy God en hoe verstaan jy pyn en seer kry. Job se vriende sou daar eintlik weg wees. En dan sê jy jou skuld Job. Jy het sondig gedoen, jy het verkeerd gedoen. En ons sou ons aanvaar dat ons op menslike wysheid moet staan maak om die lewe te kan verstaan. Ons sou slimmer as God moes wees. So die wysheid wat ons uit Job uitkry, juis waar God vir Job sou sê, het jy gemaak, het jy gesien hoe ek die wêreld skep, weet jy waar sneeu vandaan kom? Sou geen waarde hê nie. Ons spring net hier vorentoe na profeet Sagaria.
In die profeet Sagaria hoofstuk 3 is daar hierdie gesig wat Sagaria as profeet sien van waar Satan die hoofpriester Yeshua aankla. As hierdie hofsaak en Satan kla aan. Klink baie bekend, né? Klink soos in Job se hofsaak. En dan sê die Here hierdie woorde: ek sal jou straf, Satan. Ek wat Jerusalem my woonplek gemaak het, sal jou straf. So sonder die werklike bestaan van Satan is hierdie nou 'n nikszeggende hallusinasie. Miskien was Sagaria dan bietjie geloop, gesnyf. Dit is geen profesie dan van God se redding vir hierdie dienskneg Yeshua, die hoofpriester onder die volk. Dit het hom geen troos beteken. Sou die profesie oor Yeshua se toegang tot God, sy die feit dat hy na God kan gaan, en dan word gesê deur die engele, sou dit nie dan ook onder verdenking staan nie? En eintlik sou jy dan moes wonder, as hierdie profesie nie geloofwaardig is nie, as hierdie gesig van 'n profeet van God uit die Ou Testament nie geloofwaardig is nie, watter profesie is dit? Hoe sou jy nou onderskei? En dit is juist die moeilikheid. Jy sou moes gaan sit met 'n rooi pen en sê, ja, hierdie is in en hierdie is uit. Inderdaad, hierdie het gebeur, né? Ons het al so van 40 jaar terug af, en ek noem weer, al uit ons susterskerke se teoloë, mense wat gaan sit met 'n rooi pen en sê, hierdie woorde van God kan ons glo, hierdie kan ons nie meer glo. Daar was so 'n hele seminaar daaroor. Ek sal julle nie daarmee verveel, dis nie belangrik. Die feit is, God sê self dat hy persoonlik oor Satan sal heers en hom sal straf. Hoor mooi hoe hy dit sê. Ek sal jou straf. Gaan hy die konsep straf, die idee. Dit word dan afgewater na wensdenkery, verwarde, onintelligente en oningeligte mense wat hulle eie situasie probeer red. As dit waar is, waar is jou hoop? Jy kan saam met my weer 'n aanhaling lees van Dr. Gerda de Villiers. Sy is nog steeds 'n prominente teoloog in die NG Kerk. Hoor bietjie wat skryf sy. Sy sê die konsep van die Satan as bose, as die Here se aardsvyand in die Ou Testament moet afgewys word. Wanneer ons die Ou Testament lees, moet ons hierdie wêreld in gedagte hou en versigtig wees om die latere duiwel van die Nuwe Testament en die Christelike kerk in tekste in te lees, want die Ou Testament ken hom nie. Is dit moontlik om die Bybel so uit mekaar uit te haal? Kan ons die Ou Testament regtig verstaan sonder die Nuwe? Met ander woorde, so die bose van die Ou Testament, die duiwel, is nie dieselfde een as in die Nuwe Testament. Daar was die dwaling van Marcion, die van julle wat vanaand in die radioprogram luister, sal hoor hoe Sander dit aanhaal. Daar was 'n ou met die naam van Marcion uitgesê, maar die God van die Ou Testament en die God van die Nuwe Testament is nie dieselfde een. Jy sien, dit is waar ons op begin heen gaan, wanneer jy hierdie goed uit mekaar uithaal. Hierdie vraagstuk is in wese, wat is die waarheid van die skrif? Hoe dink ek en jy dan skrifgetrou oor God? Of kan ek dan maar net oor God dink en die skrif aanpas soos wat dit my pas? Om die bestaan van die duiwel in die Ou Testament te ontken, steel God se eer. In die opsig dat dit nie sy heerskappy oor Satan erken en duidelik maak nie. Ek sal jou straf, Satan. Nee. So steel God se eer met sulke denke. Dit beperk sy koningskap.
Hy is dus maar 'n gedagte, 'n God wat met die mond regeer, maar nie met die daad nie. Ek sal jou straf, Satan, maar ek kan dit net sê, want dit is net 'n gedagte. So 'n mens dan nie ook kan redeneer dat hy self, hy wat God is, ver, onbetrokke en onpersoonlik is. So nou weet julle hoe ons werk. Ek wil hê moet bly saam met my dink. Kinders, julle moet veral saam dink, want hierdie is die kern hoekom ons ook julle kateksasie doen, soos wat ons dit doen. Is dat jy die vermoë het om te kan antwoord en saam te kan dink oor hierdie goed. So, hoe steel die ontkenning van die duiwelse persoonlike aard God se eer in die Nuwe Testament? Miskien dink jy gou, wat sou die eerste insident in die Bybel wees waar jy dink aan die duiwelse werk? Die versoeking in die woestyn, nee. Ja, dis die eerste een wat by mens opkom. So Jesus is vir 40 dae weg. Hy's alleen, sy disippels is nie by hom nie. Ons weet nie waar was hulle, of hulle eers hulle goedjies gekry het of hoe dit gewerk het. Maar Jesus verduidelik dit dan aan sy disippels. Hy vertel vir hulle sodat hulle dit neer kan skryf. Ek is deur Satan versoek. Hoe moet 'n intelligente, dis nou verlede week se sarkasme wat 'n bietjie terugkom het. Hoe moet 'n intelligente lidmaat nou dit verstaan? Het Jesus dan nou maar 'n bietjie in die woestyn ingeloop om sy eie demons te gaan face? Het hy blaatant gejok net om effek te hê, om sy disippels te manipuleer? Miskien het hy dit net verkeerd verstaan, nie? Hy was dan net die seun van 'n houtwerker. Nie geleerde mense nie. Was die timmerman dan maar net nie intelligent genoeg nie? In Matteus 16 vers 23 hoor ons hoe Jesus vir Petrus aanspreek. Julle onthou Petrus sê, Here, moenie praat oor dat jy gaan doodgaan nie. Moenie daaroor praat nie. Wat sê Jesus vir hom? Moenie in my pad staan nie, Satan. Gaan weg van my af, Satan. Wat staan nie? Bedoel Jesus, Petrus is Satan? Wil hy bloot vir Petrus hier op die ernstige manier moontlik waarsku, amper soos die oomie buite in die donker, moenie so toe gaan nie, kom jy dit terug, bly, dit is gevaarlik buite. Probeer hom bang maak? Of weet hy dat Satan Petrus se sondigheid gaan misbruik om hierdie oorwinning oor Satan en oor die dood te minimaliseer? Kom ons gaan vorentoe. In die gelykenis van die onkruid verklaar Jesus dit as dat dit die duiwel is wat die onkruid in die saailand van die wêreld gaan saai. Matteus 13. Was Jesus so in sy menslike aard vasgevang dat hy maar by hierdie primitiewe wetenskap van die tyd inval om die bose te verduidelik? Of wou hy nie die mense omkrap en hulle reghelp oor hulle onkunde oor die bestaan van die duiwel? Dis interessant, want Jesus was baie radikaal. Hy was baie radikaal teen die tyd, teen die verstaan van die tyd, met die doel om op God die Vader sy heerskappy te fokus. Ek dink hier aan die bergrede waar hy sê, julle het gehoor die mense sê, maar ek sê vir julle, hy stel dit reg. Hy los nie onkunde soos dit was nie. Dit was nooit sy manier nie. As die duiwel dan nie regtig bestaan nie, dan is Jesus mos hier besig om die mense vir die gek te hou, as hy van Petrus sou weet. En dan sal ek hier ook oor die ander goed wat hy moes leer, dat hy kom doen dit wonder. Is dit reg so? Kan jy agterkom dat wanneer jy in hierdie gaartjie begin torm, trek jy die hele mat stukkend. Dis nie maar net, ag nee, ek glo nie die duiwel.
Glo jy die woord van God soos wat hy dit gee? Want dit beteken dan net Jesus nie vir Satan soos 'n weerligstraal uit die hemel sien val nie. Gaan lees dit, Lukas 10 vers 18. Jesus se persoonlike ooggetuienis oor Satan. Dan sit net beeldspraak om die mense op te zweep, om 'n onwerklike vyand teen te staan. En julle moet julle Bybels nou vat, lees nou saam met my in Lukas 22. Lukas 22 vers 31. Simon, Simon, het Jesus gesê, luister, die Satan het daarop aangedring om julle soos koring te sif, maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof jou nie begewe nie. As jy weer tot inkeer gekom het, moet jy jou broers versterk. Nou wat gebeur hier? Dit klink baie soos met Job en Sagaria, nie soos 'n hofsaak. 'n Situasie waar Satan iemand kom aankla. So Satan dring aan daarop, maar Here, hy glo net want dit gaan goed met hom, wat ook al, net soos in Job se situasie. En dat Jesus dan daarvan bewus is, en hy sê, ek gaan nie oorheers, ek gaan nie oorbid. Broer, suster, as die Satan nie 'n persoonlike aard het nie, waarom is Jesus hier besig? Dan is dit 'n magspel, besig om vir Petrus te manipuleer. Hy weet wat gaan gebeur en dat die disippels se geloof tot die uiterste beproef gaan word. Daarom waarsku hy hom. Waarom sou Jesus dan so persoonlik van Satan praat? As hy eintlik maar net kon sê, weet jy, Petrus, dis nie so erg nie. Jy hoef nie erg so sterk te staan nie. Was niks waarvoor jy hoef te pas op nie, dis alles maar in jou kop, is 'n idee. Suster, ons het net op hierdie gedeeltes gefokus waar Jesus self aanspraak maak op die persoonlike aard en die werklikheid van Satan. Ek het nog nie eens gekyk na die briewe in die Nuwe Testament, waar daar gewaarsku word teen Satan se slinksheid, waar daar gepleit word by die kerk om standvastig te wees, gebid word vir onderskeidingsvermoë. Dink vir jouself, die brullende leeu waarvan ons lees in 1 Petrus 5, is eintlik maar net 'n tandemuis. Die wapenrusting, Efesiërs 6, trek die wapenrus aan. Waarvoor? Dit geen waarde nie. Daar is nie regtig stryd nie. Dis maar 'n bietjie die boosheid in jouself. Wees 'n beter mens. Maar kom ons praat, so terwyl ons afsluit van 1 Johannes 3, vers 8. Kom ons lees dit saam met mekaar. Ja, oopmaak. In Johannes 3, vers 8. Wie aanhou sonde doen, behoort aan die duiwel. Want die duiwel hou van die begin af aan met sondig. En die Seun van God het juis gekom om die werk van die duiwel tot niet te maak.
So as dat dan nou nie 'n duiwel is nie. Waarom het ons Here Jesus Christus dan daai hele onwetenskaplike gebeurtenis van 'n maagtelike geboorte deurgemaak? Om na mense toe te kom. Kan jy sien waarom iemand ook die maagtelike geboorte dan sou bevraagteken? Is nie nodig. Is net onintelligente mense wat in die maagtelike geboorte van 'n verlosser glo, volgens hulle. Broer en suster, kan jy agterkom, Jesus Christus word gestroop, juis van sy gewillige oorgawe, om te kom demonstreer dat God alleen almagtig is, dat hy ewig heers, dat hy geen gelyke het, dat dit vir mense onmoontlik is vir God moontlik. Hy is nie gebind aan die wetenskaplike grense waaraan hierdie aarde gebind is nie. Dink saam met my aan die hele Openbaring boek. Dit gaan oor God se finale heerskappy. En hoe die hele verhaal van die begin tot die einde in mekaar steek om 'n klimaks te vorm. Satan het sy bes probeer. Maar deur die Here Jesus Christus is hy gebind. Hy is self in die vuurpoel van die hel gegooi. Hoekom? Omdat hy God in sy nie-persoonlike aard teëgestaan het? Hoe gooi mense gedagte in die vuurpoel? Nee, dis omdat hy God in sy persoonlike aard, hy het God sy persoonlike aard wou verwerk. Hy het God persoonlik verwerk as sy koning. Ons gaan nou in die belydenisskrifte dit hoor. En daarom sal hy net soos elke ander skepsel, wat nie die koningskap van God wil erken nie, ewig in die hel moet. Hy sal God eer terwyl hy brand. God se eer sal na hom toe terugkom. Daarom, broer en suster, moet ons nie oorstil bly nie. Dalk ongemaklike saak om oor te praat. Maar as twee foute wat ek en jy ook hieroor kan maak. Die eerste sou wees natuurlik die ontken van die bestaan van Satan. Die ander kant is om te veel aandag aan hom te gee en gesag. Kom ons gee dan aan Satan die aandag wat God aan hom gee, wat hy wil hê ons moet gee. Dis God se vyand, maar hy is oorwin. En dis wat ons daaroor moet weet. Daarom is hy ons vyand. Satan is werklik. Kan jy jou indink dat hy oor enigiets meer opgewonde sou raak as dat ons dink dis nie waar nie? Hoe hy dan onder die dekmantel sy werk kan voortsit. Aan God al die eer vir sy oorwinning oor die bose, by name sy vyand, sy aardsvyand, die vader van die bose, Satan, die duiwel, die draak, die slang van ons. Amen. Maar graag ons moet nou ons geloof bely. En ons gaan juis oor hierdie saak hoor, wat is dit wat ek en jy bely uit die belydenisskrifte? So luister goed saam.
uit die Nederlandse geloofsbelijdenis, so kinders onthou, geloof, die belijdskrifte is wat ons gaan sit en sê, maar wat glo ons oor sekere sake in die Bybel? En ons het dit bietjie probeer saamvat en dit verduidelik. Artikel 12 van die NGB. In hierdie artikel word geskryf oor die skepping van alle dinge, veral die engele. En wat kan jy bely die volgende? Dat hy, dit is God, ook die engele goed geskep het, om sy boodskappers te wees en sy uitverkorenes te dien. Sommige van hulle het egter uit die voortreffelikheid waarin God hulle geskep het, in die ewige verderf geval. En so het hulle self en die ander bederf. Nee, so, waar kom die duivels vandaan, waar kom Satan vandaan? Was engel, wat deur God geskep is, wat sy koningskap verwerp. Hulle is deur hulle eie boosheid, vyande van God en van alles wat goed is. As moordenaars lê hulle die kerk en al sy lidmate voor, om dit met al hulle mag te vernietig en deur hulle bedriegery alles te bederf. Dit is wat ons susterskerke saam met ons bely. Artikel 13. Dat sy krag en goedheid, God se krag en goedheid so groot en onbegryplik is, dat hy sy werk baie goed en regverdig beskik en uitvoer, selfs wanneer die duiwel en die goddelose onregverdig handel. Ons stel ons daarmee tevrede, dat ons leerlinge van Christus is, en hoor mooi wat bely kan jy nou, om slegs te leer wat hy ons in sy woord laat weet, sonder om die grense daarvan te oorskry. Is dit nie mooi nie? Is nie die eerste keer wat mense hiermee worstel nie. Daarom ook ons belydenis skrifte wat dit so mooi sê, ek laat my deur Christus leer, wat hy in sy woord sê, sonder om die grense daarvan te oorskry. So wat ek nie verstaan nie, laat ek aan die Here oor. Hoor wat bely ons in die Heidelbergse Katekismes, hierdie moet jy goed ken, Sondag 1. Die heel eerste troos van die Christen is gefundeer in die feit dat ons verlos is deur 'n werklike, persoonlike God. Dat hy, God, my met sy kosbare bloed van al my sondes volkome betaal en my uit al die mag van die duiwels verlos. In my sonde is ek in die mag van Satan. My troos, wat is die enigste troos? Ek is verlos. Hier spreek ons dit al aan. En dan Sondag 52 hier, aan die einde van ons belydenis, in die 6de bede van die Onse Vader, bely ons daai daaglikse realiteit van die geestelike oorlogvoering waar ons is. Hoor bietjie wat bely ek en jy. Lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose een, sê die teks in die Bybel. Dit beteken, ons is in onsself so swak dat ons nie een oomblik staande kan bly nie. Daarby hou ons doodsvyand, die duiwel, die wêreld en ons eie sondige natuur nie op om ons aan te val. Ek en jy 3 vyande, volgens ons belydenis uit die skrif uit. Ons doodsvyand, ons aardsvyand, Satan. En dan die wêreld wat my, maar soos die wêreld wil maak, en my eie sondige natuur. Ons belydenis hier in broer en suster. Want Satan persoonlik van aard is. Nog meer, hou vas aan hierdie hoop wat ons het, dat ons volkome uit sy mag verlos is. Ek hoop jy glo dit vas. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, hoe wonderlik dat ons vanoggend ons intelligensie, sogenaamde intelligensie, voor die voete kan neer. Dankie dat ons die wêreldse wetenskap aan die voete kan neerlê. Dankie dat ons alles krities kan oordink deur die waarheid van u woord geopenbaar deur die waarheid van die Heilige Gees.
bewaar ons daarvan, Here, dat ons daar buite hierdie grense sou wou beweeg. Ja, ons moet alles toets aan U woord. En daarom, Here, bewaar ons van hoogmoed. Ons het self soveel gebreke. Ons het self soveel goed wat ons maar vanuit ons eie kultuur of vanuit 'n misverstand probeer interpreteer. Maak ons nog getrou dat ons ook ons eie sondigheid aan U woord sal toets. Maar Here, daarom bid ons vir mekaar, vir ons susterskerke, vir die kerk, die algemene kerk, die groter kerk oor die wêreld, vir 'n terugkeer na U woord. En die woord geopenbaar soos deur die Gees. Here, dat ons nie U eer sal steel. Vader, dat ons nie U eer sal steel en U tot leenaar maak wanneer ons sekere gedeeltes in die Bybel wil afwater. Maar dat ons juis hierin U eer sal beskerm, deur net U woord te verkondig. Daarom weet ons, die Satan is werklik. Ons wil nie baie aandag aan hom gee nie. Ons wil op U fokus. Maar Here, U self leer ons uit die woord van die skade wat hy in sy bose doen. Ons weet dat ons eie sonde was, omdat ons deur ons voorvader Adam nie sterk gestaan het, nie gewaarsku het nie. Dat ons almal ook deur Eva sonde gedoen het. Toe ons meer geluister het na die afwater van U koningskap, is dit wat U oor Uself gesê het. Daarom, Here, wil ons nie deelneem aan hierdie vrug eet, 'n vrug waarvan U sê moenie daarvan eet nie. Ons wil hou by U woord. Ons bid daarom ook vir gesprekke, en ons eer U in die eerste plek hier plaaslik, vir die wonderlike verhouding wat ons met ander gemeentes het, die NG Kerk, die Hervormde Kerk, die AP Kerk, die Baptiste Kerk en so baie ander, wat saam met ons hierdie belydenis leef. Ons eer U, Here, vir elke lidmaat daar wat daarby hou, en elke prediker wat die woord reguit sny. Ons is dankbaar, al is dit vir die NG Kerk hier 'n moeilike stryd om juis hierdie standpunt in te neem. Bly ons vir hulle bid, dat hulle in liefde by die waarheid sal hou. Ons bid ook vir gesprekke, vir ons verteenwoordigers van die algemene synode hier in September met hierdie kerkverbande in Suid-Afrika. Ons weet, Here, dat dit moeilike gesprekke sal wees, maar wil U ons help om in liefde 'n getuienis oor die waarheid te hê. U eer is ons alles. Vergewe ons dan, Here, wanneer ons self U oneer aandoen. Wanneer begin by wanneer ek nie leef soos wat U sê nie. Dit begin wanneer ek self my eie gehoorsaamheid aan U afwater. Wanneer U sê, volg my. Wanneer U sê, gaan maak disippels en ons doen dit nie. Wanneer U sê, moenie wegbly van die samekomste af nie, maar ek doen dit, ek kies self wanneer ek kom, wat vir my gemaklik is. Wanneer U sê, wees lief vir alle mense, maar ek kies maar vir wie ek wil wees. Wanneer ek my rasisme verkies bo die liefde wat U uitspreek, oor almal wie U geskep het. Ons bely hierdie sonde voor U. Bring ons terug na U toe, Here, en U waarheid alleen. Mag die getuienis wat ons op die ou einde het, regtig goeie nuus wees. Nie die hou van 'n klomp wette nie, maar die navolging van die liefdevolle een, die persoonlike 1 in 3, Vader, Seun en Heilige Gees, wat ons nie gelos het in ons sonde en in ons sogenaamde intelligensie nie, maar wat ons bonatuurlik, onwetenskaplik kom red. En daarom bid ons dit in U naam, die naam van ons Here Jesus Christus.
sing saam met mekaar lied 255. Ons sal daarvan sing vers 1, 2 en 3. Geliefdes, ontvang die seën van die Here, om ons gaan getuig oor sy heerlikheid. Geliefdes, die Here sal julle seën en julle beskerm, wees daarom tot 'n seën vir ander. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees, getuig daarom van sy genade en redding. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Leef bidtend en in vrede. Amen.
Sê julle, ek dink nie daar's ander afkondigings nie. O, ekskuus, ja. So kom ons neem gou die lief en leed se die barmhartigheid net op. Dankie julle. Die diakens was nou bekommerd. Hulle kassie moet aangevul word dat hulle werk kan doen. So dankie daarvoor. Is daar ander meelewing wat julle met ons wil deel? Nelly, hoe gaan dit met die kinders en die kleinkinders? Goed. Sterkte ook vir julle hulp daar. Nelly se dogter en gebabes, het 'n klein mensie, ek het nou die week hiervore gehad om te sien ook. Maar sy het besondere mediese uitdagings ook op die oomblik, so kom ons dink ook aan hulle. Ouma en oupa spring heeltyd in help. Ons het klein diakens wat opgelei word. Mooi. Kyk asseblief in die week ook. Onthou ons vra heeltyd maar waar jy kan betrokke wees ook vir die bazaar. Julle sal sien die advertensies loop. Deel dit so ver as wat jy kan op jou groepe, as dit WhatsApp is of wat ook al. Daar is nou baie funksies, ons weet dit. Hierdie is ons datum, ons hou daarby. Die belangrikste daarvan is in eerste plek ons eie meelewing met mekaar, ook ons meelewing in die gemeenskap, in die liefdesdiens wat ons ook aan hulle gee. So kom ons doen dit so. Volgende Sondag is daar weer 'n kateksasie, hierdie Sondag se was ook selfstudie. So volgende Sondag weer dit en kom ons gedrink saam koffie en tee.